Hallo, ek vertrou dit gaan goed met jou. Dis ons laaste oordeenking vir hierdie week van ons gebedsweek. Ons praat so 'n bietjie oor om te volhard. En ek het hierdie baie mooi aanhaling gelees van 'n man met die naam van Victor Hugo en hy sê what makes night within us may leave stars. Pas op. Pas op. Daai ding wat so moeilik is, wat dalk 'n donkerte in jou, miskien is jou gemoed donker, maar miskien voel jy wil moed opgee, tou opgooi. Pas op daai goeie wat dit so moeilik vir jou maak. Pas op, dit mag dalk net die sterre laat skyn in jou binneste. Om 'n floreerende tipe geloof te hê, beteken nie aldag die afwesigheid van moeilikheid nie. Ons dink partykeer dit is die ideaal dat ons 'n lewe hê waar ons absoluut geen moeilikheid en uitdagings het nie, maar floreerende tipe geloof is nie dit nie. Dink maar aan Josef se verhaal, dink maar aan selfs Paulus, die Nuwe Testament skrywer, soveel voorbeelde van ouens wat regtig moeilikheid en teëspoed beleef en uitdagings, maar nog steeds 'n floreerende tipe geloof gehad het. Ek hou deesdae van die opsie wat jou selfoon jou bied, en dit is, ons kry baie, ons word lastig geval met 'n klomp oproepe. Ek weet nie wie van julle kry hierdie spam calls nie, maar as jou selfoon lui en dan sit hierdie een of ander nommer wat jy glad nie ken nie, en mense kry jou nommer en jy word lastig geval, maar deesdae het jy die opsie dat jy dit kan blok, en ek is so dankbaar vir dit, wat jy spam calls kan blok. Maar in dieselfde lig kan ek en jy sekere gedagtes wat in ons koppe gaan lê en waaroor ons stop in negatiewe situasies en negatiewe gevoelens. Ek en jy het nie nodig om daai goed toe te laat in ons koppe nie. Ons het nie nodig om daaroor te top nie, want om te top oor 'n ding is om dit te oordink en te dink, en dit trek jou so af. So jou uitdagings en jou moeilikheid, jy kan dit blok. Jy kan dit blok in jou lewe, soos wat jy dit met jou selfoon doen. En Nehemia het terwyl hy besig was met 'n groot projek en gebou het aan hierdie muur, het hierdie stemme gekom na hom toe, en hierdie dreigemente, ongenooide dreigemente en ongenooide stemme wat gekom het, en hulle het hom probeer dreig. En Nehemia het in Nehemia 6 vers 2 tot 3 sê hy vir hulle, hy sê hierdie stemme, hierdie manne, Sanballat en hierdie ouens, hulle wou iets sleg aan my doen, maar ek het hulle laat weet, ek doen 'n belangrike werk. Ek kan nie kom nie. Hoekom moet die werk stop? Hoekom moet ek dit los en na julle toe kom? So wat Nehemia doen is, hy blokkeer hierdie stemme. Hy blok hulle uit en sê, nou wys, ek gaan volhard, ek gaan dit maar wie ek besig is, ek gaan fokus op dit wat ek moet doen. Ek gaan hierdie negatiewe stemme nie entertain in my lewe nie. Ek gaan dit uitblok en ek gaan fokus op dit wat ek moet doen. Vers 8 en 9 van daai hoofstuk sê Nehemia, ek het hulle laat weet, jy praat nie die waarheid nie. Ek het hom Sanballat laat weet, jy praat nie die waarheid oor ons nie, jy praat nie die waarheid oor my nie. Ja, hulle almal wou ons laat skrik. Hulle het gedink ons sal moedeloos word en die werk sal nie klaarkom nie. Maar daarom het ek gebid dat ek sterk bly. Baie keer is hierdie negatiewe stemme kom na ons toe. Dit wil ons skrik, dit wil ons afskrik, dit wil vrees by ons inboesem. Dit wil vir ons sê ons kan nie doen wat ons moet doen nie. Dit wil ons terughou, dit wil ons moedeloos maak, dit wil ons aftrek. Maar dan kom ons en ons kom na die Here toe en ons bid, en die Here help ons om te fokus, en ons kom deur die dag, ons kom deur die week, ons kom deur die jaar, ons handel af wat ons moet doen. So, dis my gedagte vir jou vir vandag, om te volhard. Jy kan 'n floreerende geloof hê te midde van jou uitdagings. What makes night within us may leave stars. Moenie dit vergeet nie. Dit mag dalk net mooi dinge laat agterbly in jou lewe. Mag die Here jou seën. Hê 'n mooi dag. Ons sien mekaar Sondag.